Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsending van 'n erediens vanuit die NG Kerk Heuwelkruin hier in Bloemfontein. Kom ons word stil voor die Here. In Hosea 11 vers 9 staan daar: Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige van Israel, wat by jou is. Genade en vrede vir jou. Hierdie genade en hierdie vrede kom van God af. Hy is ons Vader. Dit kom van Jesus Christus af. Hy is ons verlosser. Dit kom van die Heilige Gees af. Hy is die een wat in ons woon. Kom ons luister na 'n lied. Die lied wat ek gekies het is lied nommer 519. Dis 'n lied met 'n baie mooi melodie en met kragtige woorde. Kom ons luister daarna. Die kerk is 'n geloofsgemeenskap. En wat ons glo, word saamgevat in die bekende 12 artikels van die Christelike geloof. Dit is interessant, hierdie 12 artikels begin met die woordjie ek. Geloofsbelijdenis is dus 'n baie persoonlike belydenis. Dit is hoe ek glo. Maar tegelykertyd is dit 'n gemeenskaplike belydenis. Dit is wat ons saam bind as 'n gemeenskap van gelowiges. Kom ons bely, persoonlik, maar ook gemeenskaplik, ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterf het, wat begrawe is,
wat ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons buig in hierdie oomblikke voor U en ons aanbid U. Ons aanbid U as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U as die God van liefde, die God van genade. En ons het U liefde en U genade in ons eie lewe ervaar deur U Seun Jesus Christus se soenverdienste. Here, ons gebed is dat U woord vanoggend met ons sal praat. Ons doen dit in afhanklikheid van U, om Christus ontwil. Amen. Ons lees vanoggend uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7. Kom ons luister na hierdie teksgedeelte. Ons, wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ons ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat ons in die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers, dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Tot hiertoe, ons skriflesing vanoggend. Ons is nou al in dag soveel van hierdie tyd van inperking. Ons word gebombardeer met inligting en statistiek. Sommige van die inligting blyk waar te wees, oor ander inligting wonder mens. En ons begin ook die effek van hierdie COVID-19 pandemie sien en ervaar. Daar is 'n verlies aan inkomste, mense verloor hulle werk, die haas onberekenbare skade aan die ekonomie van ons land, en daar is 'n groeiende onsekerheid oor die toekoms. Mense kan self sê, daar is 'n angstigheid. Die effek van die pandemie is erger as wat ons gedink het. Dit gaan
baie langer met ons wees, as wat ons aanvanklik vermoed het. 'n enstof teen hierdie virus is nie gou beskikbaar nie. Hoe gaan die nuwe normaal lyk, wanneer die ergste van hierdie pandemie verby is? Vir ons wat in die kerk is die manier waarop ons nou aanbid, soos vanoggend, so op 'n afstand, eintlik privaat en individueel, is dit die manier van die toekoms. In hierdie tyd van intense onsekerheid, kom ons gaan soek raad, hulp, bemoediging in die Bybel. En die teks wat ons vanoggend gelees het, 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot 15, is 'n teks wat ek dink ons kan help. Ons teks sê iets belangriks oor wat dit beteken om 'n gelowige mens te wees. Daar word in hierdie teks 2 fasette van gelowig wees beklemtoon. In die eerste plek sê ons teks, gelowige mense is kleipotte. Gelowige mense word in hierdie teks met 'n kleipot vergelyk. Vers 7 sê dit, ons is maar kleipotte wat maklik breek. Die tipiese van 'n kleipot is sy broosheid, sy breekbaarheid. As 'n kleipot op 'n vloer val, is hy stikkend. En hierdie broosheid, hierdie breekbaarheid van kleipotte, verduidelik Paulus nou met 'n mooi klompie voorbeelde. In die punt wat Paulus elke keer maak is, hy sê, telkens word die kleipot aan gevare blootgestel, tot op die punt waar dit lyk asof hierdie kleipot gaan breek. En dan breek hy nie. Hy bly heel. Paulus sê byvoorbeeld, dit gebeur dat gelowiges druk ervaar, maar dit kry hulle nie onder nie. Gelowiges kom in situasies te staan waar hulle nie mooi weet wat is nou die beste en die regte ding om te doen nie. Ons is oor raad verleë. Ons word voor keuses gestel wat nuut is en ons twyfel oor wat nou die beste besluit sal wees. Paulus vergelyk hierdie kleipot bestaan van gelowige mense met 'n term uit die wêreld van stoei. Nou jy sal weet, die hele idee van 'n stoeigeveg is dat jy jou opponent moet vaspen met 'n behoorlike gooi. Paulus sê, dit voel baie keer asof die wêreld jou gooi. En dit is ook iets waarmee ons kan identifiseer. 'n Terugslag uit die bloute, heeltemal onverwags, tref ons. Byvoorbeeld, die COVID-19 virus het ons almal bewus gemaak van ons kwesbaarheid teen 'n onsigbare vyand. Jy verloor geld in 'n transaksie of in 'n belegging wat so veilig gelyk het. Jy hoor 'n slegte tyding van iemand naby aan jou. 'n Klein roetineoperasie kry 'n onverwagse komplikasie. 'n Ondersoek by 'n dokter bring 'n slegte uitslag. Jou kinders of jou kleinkinders bekommer jou so dat dit vir jou voel asof jy deur iemand wat baie sterker is as jy letterlik op die grond neergegooi word. Bekommernisse druk ons tot so 'n mate dat dit vir ons voel ons gaan nou onder. Kom ons onthou, hierdie woorde word gerig aan gelowiges. Dikwels in die lewe lyk dit asof dit juis gelowiges is wat swaar kry.
Partykeer asof dit net gelowiges is wat swaar kry. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat brose kleipotte telkens amper breek onder die druk van omstandighede? En dan gebeur dit nie. En dit bring ons by die tweede aksent in hierdie teks. Gelowige mense dra 'n skat in hulle. Dis die merkwaardige, brose, breekbare, kleipotmense is die draers van 'n skat in hulle. Teenoor die brose verganklikheid van 'n kleipot staan die duursame gehalte van 'n skat. Brose, swak, verganklike mense dra 'n skat binne in hulle. En hierdie skat is die evangelie. Dis die goeie nuus van God. In plaas van vyandskap met God, is daar nou versoening tussen God en mens. In plaas van afstand, is daar nabyheid. In plaas van vrees, is daar vertroue. In plaas van haat, is daar liefde. In plaas van dood, is daar lewe. Dit is die evangelie van Jesus Christus, wat hom kom tuismaak het in ons lewens. En dit is hierdie skat van die evangelie wat ons staande hou. En daarom dat Paulus sê, elke keer wanneer dit lyk asof daar 'n situasie is wat ons nou gaan onderkry, gebeur dit nie. In die druk van die dag, in die hantering van probleme, in die slegte situasies waarin ons kan bevind, gebeur dit telkens dat ons nie ondergaan nie. Op 'n manier kom ons daardeur. Hoe kom ons daardeur? Hoe gebeur dit dat ons staande bly, al gaan dit swaar met ons? Die woord sê, daar is 'n skat in ons. Ons word bewaar terwille van die skat in ons. Die skat van die evangelie van Jesus Christus wat in ons lewens tuisgekom het. Ons is kosbaar vir God. So kosbaar dat hy die skat van die evangelie in ons belê het. Ons is kosbaar vir God, terwille van Jesus Christus. Dit is met ander woorde om byna met 'n bril op na jouself en na ander te kyk, 'n bifokale bril, 'n bril met twee tipe lense. Aan die een kant, ja, ons is broos, breekbaar. Tegelykertyd het ons hierdie skat in ons. Onthou dit, wanneer jy na jouself kyk. Erken jou broosheid. Erken jou swakheid. Maar eien ook die skat wat daar binne in jou is. Kyk met die bifokale lens van 2 Korintiërs 4 na die mense rondom jou. As jy getroud is, mevrou, hy is toe nie so sterk nie. Hy hou hom eintlik net sterk. Eintlik is hy maar net 'n brose kleipot wat maklik breek. Meneer, sy is nie so sterk as wat jy dink nie. Al kan sy multitask, is sy maar 'n brose kleipot wat maklik breek. Tieners, jong mense, jou ouers is nie so sterk nie. Hulle maak foute. Hulle is breekbaar. Hulle is soos 'n kleipot. Ouers, ons kinders is nie sterk nie. Hulle is brose, breekbare kleipotte wat op die
punt staan om te breek. Tegelijkertyd is gelowiges ook broos en breekbaar soos wat hulle is, die draers van 'n skat. God het die skat van die evangelie van Jesus Christus in ons gebere, ten spyte van ons broosheid, is ons werd genoeg om die duursame evangelie van Jesus Christus in ons te mag hê. God het as het ware die evangelie in ons belê, al is dit 'n riskante belegging, omdat die houer glad nie bestand is teen breekbaarheid nie. Trouwens, dis 'n brose houer waarin nie die belegging gemaak word. Kyk met hierdie bifokale lens van 2 Korintiërs 4 na jouself, na jou lewensmaat, na jou kinders, na jou ouers, na die mense rondom jou. Ons is kosbaar vir God. Soveel so, dat hy die duur evangelie van Jesus Christus in ons belê het. Tegelijkertyd doen hy dit in die wete dat ons brose kleipotte is. Kom ons vat saam. Ons is broos. Ons is breekbaar. Maar ons word bewaar terwille van die skat van die evangelie van Jesus Christus in ons. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie bevrydende woord uit U woord. Ons eien onsself in 'n oomblik van eerlikheid as brose breekbare kleipotte. Diep binne in ons weet ons dit. Ons dankie vir die evangelie van Jesus Christus wat in ons lewens ingekom het en dat dit die krag van God is wat hom in ons openbaar sodat ons staande kan bly. Here, in hierdie tyd van soveel onsekerheid, van angstigheid, help ons om bewus van ons broosheid, ook bewus te wees van die krag van die evangelie van Jesus Christus in ons. Dit bid ons vanoggend vir mekaar. Amen. Kom ons sluit af deur te luister na 'n lied. Die lied waarna ons geluister is lied nommer 512, die baie bekende Nader my God by U.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die inwonende gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. When I stand before your throne, dressed in glory not my own, what a joy I'll sing of on that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship, worship, forever in your presence we will sing. We will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. See you as you are, love you with unsinning heart, and see how much you paid to bring me home. Not till then, Lord, shall I know, not till then how much I owe. Everything I am before your throne, and we will worship, forever in your presence